Ons vorder nou al mooi met die faktorisering. Ons gaan vandag nog weer kyk na die faktorisering lesie. Die eerste een waarna ons gekyk het, het ons gesê is ons grootste gemeene faktor. Wie kan nog onthou wat is ons grootste gemeene faktortjie? Dis reg, ons het gesê die grootste gemeene faktor is die faktor wat in elkeen van die terme van die polinoom voorkom. Dan het ons gesê ons gaan die grootste gemeene faktor gaan ons gebruik wanneer ons hakies ook kan uithaal. Kan ons hakies ook as 'n gemeene faktor gebruik en by die grootste gemeene faktor gaan die volgende ding doen, ons gaan die teken verander as dit nodig is in ons hakies sodat ons dan 'n gemeene faktor kan uithaal. En die derde een met grootste gemeene faktor het ons gesê gebruik ons wanneer ons groepering doen. Groepering is gewoonlik wanneer ons 4 terme of meer het. En grootste gemeene faktor is die belangrikste ding waarna ons heel eerste kyk wanneer ons begin faktoriseer, want dit is belangrik dat ons eers ons grootste gemeene faktor uithaal. Goed, toe het ons die volgende enetjie waarna ons gekyk het, was ons verskil van vierkante. Dis reg, as ons nou dink oor ons verskil van vierkante, het ons gesê hoe ons hom herken. Hoe herken ons verskil van vierkante? Dit is baie belangrik hierdie, dat julle sal onthou waarvoor om te kyk. Dit is wanneer my polinoom slegs uit 2 terme bestaan, met ander woorde, dit is 'n binoom of 'n 2-term. Tussen daardie 2 terme staan daar 'n minus teken. Met ander woorde, dit beteken dit is die verskil. En die derde ding wat ons gesê het, is beide die terme is volkome vierkante. Dis baie belangrik dat beide die terme volkome vierkante moet wees. Met ander woorde, jy moet hulle vierkantswortel kan bepaal. Ons het 'n voorbeeld gebruik wat ons byvoorbeeld gesê het, as jy het faktoriseer, onthou faktoriseer ontbind ons hom in faktore. Met ander woorde, dis iets maal iets. As ons byvoorbeeld het x² minus y², dan het ons gesê, kan ons sien, hier's 2 terme wat geskei word deur 'n minus. Ons sien x² is 'n vierkant, en ons sien y² is 'n vierkant. Met ander woorde, ons het die verskil van 2 vierkante. Dan het ons gesê is die reël wat ons toepas. Ons het ons 2 hakkies, die 1 hakkie plus, die 1 hakkie minus. Dan is ons eerste termpie die vierkantswortel van x² in beide die hakkies. En ons tweede term is die vierkantswortel van y² in die tweede term in die hakkie is die vierkantswortel van y². My antwoord is dus x plus y maal met x minus y. Dit was ons verskil van kwadrate. Die derde afdelingkie waarby ons nou uitkom, is die kwadratiese 3-term. Soos ek nou weer gesê het, faktorisering is 'n baie belangrike deel van wiskunde, so julle moet baie doodseker maak, julle verstaan dit mooi. As ons nou net weer teruggaan na die eerste algebraiese uitdrukkings wat ons die produk van gedoen het. Ons vraagie het byvoorbeeld gevra, vereenvoudig die volgende. Wanneer ons nou die vraagie kry van vereenvoudig, en ons het soos x plus 3 maal met x plus 2, dan het ons die distributiewe eienskap toegepas, en ons het gesê x maal met x
gee vir my x kwadraat. Verder het ek x maal met 2 en dit gee vir my plus 2x. Verder het ek 3 maal met x en dit gee vir my plus 3x en dan het ek nog 3 maal met 2 plus 3 maal met plus 2 gee vir my plus 6. Dan vereenvoudig ek en ek kan sien ek het gelyksoortige terme wat ek bymekaar kan tel. Met ander woorde, ek het x kwadraat plus 5x plus 6. Wat vir my belangrik is, wat julle hier moet sien, in hierdie antwoord wat ons het, is hier staan 'n plusie, en hier staan 'n plus voor die 5, en al twee die tekens in die hakies was plusse. Goed, en dit is een voorbeeldjie van vereenvoudig. Die volgende voorbeeldjie van vereenvoudig, wat ek net met julle wil deurgaan gou, is byvoorbeeld, wanneer ons het x minus 5, maal met x minus 2, as ons dit moet uitwerk, dan gaan ons sê, ons gaan maal x met x, gee mos nou vir my x kwadraat. Dan het ek x maal met min 2, onthou dit is nou die eerste term maal met die tweede term van die tweede hakie, gee vir my minus 2x. Dan het ek die volgende een is minus 5, maal met x, 'n plus maal 'n min is minus 5x, en die laaste term wat ek het, is minus 5 maal met minus 2, min maal 'n min gee vir my 'n plus 5 maal 2 is 10. Nou het ek weer gelyksoortige terme wat ek kan bymekaar tel, en dit gee vir my x kwadraat minus 7x plus 10. Wat ek nou wil hê, julle hier moet raak sien, weer eens is hier staan 'n plus, en voor hierdie 7 is 'n minus, en die twee tekentjies in die hakies is al twee minusse. Dit is 'n belangrike eienskap wat ons nou na gaan kyk, wanneer ons gaan leer om te faktoriseer. Met ander woorde, ons het nou die sommetjie x plus 3, maal met x plus 2, het ons gesien sy antwoord is x kwadraat plus 5x plus 6. En ons het gesien, wanneer ons x minus 5 het, maal met x minus 2, is ons antwoord x kwadraat minus 7x plus 10. Die belangrike ding wat ons nou moet doen, onthou is, as ons faktoriseer, wil ons nou weer hiervan af soontoe werk. Dit is wat ons faktorisering is. Met ander woorde, ons wil mos nou hierdie kwadratiese 3 term wil ons gaan skryf as 'n produk van faktore. So 'n kwadratiese 3 term, as ons hom ontbind in faktore, dan skryf ons hom as die produk van 2 hakies. Hoe gaan ons dit herken? Dit bestaan, 'n kwadratiese 3 term bestaan altyd uit 3 terme in 'n bepaalde volgorde. Ons praat van dit as die standaard vorm. So die volgorde waarin dit sal staan, sal altyd iets wees soos x kwadraat, x en dan 'n getalletjie. Byvoorbeeld, as ons kyk na dit, kan ons sê is x kwadraat minus 3x minus 10. As ons nou mooi kyk na dit, gaan jy nou mooi kan sien, ons het hier mos nou 1, 2, 3 terme. Ons praat van 'n kwadratiese 3 term, want hier is 'n kwadraat, daar is 'n enetjie en hier is net 'n getal. So dit is altyd die standaard vorm van 'n kwadratiese 3 term. Of as ons kyk na die volgende vorm, dan kan ons sê x kwadraat
en dan in die middel het ons 'n xy en dan het ons aan die einde 'n y². Byvoorbeeld, as ons praat van x² minus 7xy minus 10y². As jy nou kyk na hom, gaan jy sien jy het ook 1, 2, 3 terme. Hier is nog steeds by die x² is daar 'n by die x² is daar 'n 2tjie, by my middelterm is daar 'n 1. Net so het my middelterm se y-waarde 'n enetjie en die laaste een het ook 'n kwadraat. Soms moet terme eers herrangskik word in die regte volgorde. Onthou nou, ons het gesê ons kwadratiese 3-term bestaan altyd uit 3 terme. So as ons nou kyk na hierdie termpie wat ek hier het, kan ek sien hier's 1, 2, 3 terme. Wat ek nou wel sien, is hier is 'n kwadraat en daar's 'n enetjie en hier is net 'n getal. So ek gaan hom herrangskik. As ek hom reg wil herrangskik, moet ek hom skryf in sy standaardvorm. My standaardvorm het ons gesê is soos x² en dan kom x en dan kom my getalletjie. Met ander woorde, as ek het x² plus 7 minus 8x, dan gaan ek hom herrangskik dat ek het x² minus 8x plus 7. Ons kan dit doen met ons kommutatiewe eienskap, dat ons die volgorde daar kan herrangskik. Nou kan ek mooi sien, ek het nou nog steeds my 1, 2, 3 terme, en verder het ek my x² en my enetjie, en dan het ek my getal. So hy is nou in standaardvorm. Nou gaan ons bietjie kyk na die reëls, hoe om 'n kwadratiese 3-term te faktoriseer. Die vraagie sal altyd vra, faktoriseer die volgende volledig. As ons nou kyk na ons voorbeeld wat ons gehad het, ons het nou x² plus 5x plus 6. Nou wil ons hom gaan faktoriseer. Met ander woorde, ons wil hom gaan skryf as 'n produk van sy faktore. Die eerste vraagie wat ons vir ons vra, is daar 'n gemeene faktor? My antwoord op hierdie vraag is nou nee. Met ander woorde, ek hoef nou nie eers 'n gemeene faktor uit te haal nie. Die tweede ding waarna ons moet kyk, is hoeveel terme is daar? Wat is die aantal terme? Die aantal terme in die van die polinoom is 3 terme. Die derde vraagie wat jy vra, is hy in standaardvorm? Nou, hoe lyk standaardvorm nou weer? Standaardvorm beteken hy moet wees x², x en 'n getalletjie. Nou as ek kyk na dit, dan kan ek sien ja, hy is in standaardvorm. So ek hoef daar niks verder aan te doen. Dan is die volgende stappie wat ek gaan sê, is wat is die faktore van x²? Die faktore van x² is mos nou x maal met x. En ons het nou gesien as ons met ons hakkies het, dan het ons gesien as ons het x maal met x, dan beteken dit gee mos hier vir ons, daai x maal met x gee vir my die x². Dan gaan kyk ek nou na die teken wat voor die laaste term is. Goed. As hierdie teken voor die laaste term, as ons nou kyk na wat is die teken voor die laaste term, is 'n plus.
Daai plus sê vir my, die tekens in die hakkies moet dieselfde wees. Dit is baie belangrik om hierdie eienskappe te erken. Daai plus voor die laaste term sê vir my die tekens in die hakkies moet dieselfde wees. Die volgende dingetjie wat ek moet kyk is, wat is die tekens in die hakkies? Hoe gaan ek bepaal wat is die tekens wat in die hakkies moet wees? Om te bepaal wat die tekens in die hakkies moet wees, gaan ek kyk na die teken wat voor die middelste term staan. Die teken wat voor die middelste term staan, dit beteken die tekens moet albei 'n plus wees. So ons het nou klaar bereken wat die tekens in die hakkies moet wees. Goed, so ek kan nou gaan skryf dat hierdie tekens moet albei 'n plus wees. Nou gaan ons volgende vraagie vir ons vra. Ons vra, wat is die faktore van 6? Wat se som, want dit gaan alles oor die plus voor die 6, wat se som vir my 5 gee. As ons nou gaan kyk na die faktore van 6, dan kan ons sê 6 se faktore is mos nou 6 en 1 en 3 en 2. Maar as ons nou 6 en 1 bymekaar moet tel, dan is 6 plus 1 of 7, of 1 plus 6 is 7. So dit is nie hierdie een nie, dit kan nie hy wees nie. Maar as ek nou gaan kyk na 3 en 2, dan kry ek 3 plus 2 is 5, of 2 plus 3 is 5. Met ander woorde, ek kan sê, daai 3 en 2 is die tweekies wat in die plek moet staan, in die tweede posisie in die hakkie. Want as ons nou mooi gaan kyk, dan gaan ons sien, daai 3 maal met 2 moet vir my 6 gee. Dit is die laaste term, daai 3 maal met die tweekie gee vir my hierdie laaste term van my 3 term. Ons kan hom ook onder mekaar skryf as julle dink oor dit. As ons nou gaan kyk hier, dan gaan ons sien wat is die faktore van x. Die faktore van x is x maal met x. Met ander woorde, as ek nou x maal met x, gaan ek mos nou x kwadraat kry. Dan vra ek weer vir my die vraag, wat is die faktore van 6 wat se som vir my 5 gaan gee? Dis 3 en 2. Want sien, as ek nou die middelterm moet bepaal, dan gaan dit mos nou gebeur dat x maal met 2, daai tweekies moet ek met mekaar vermenigvuldig. X maal met 2 gee vir my 2x. En dan wanneer ek die middeltermpies met mekaar vermenigvuldig, dan kry ek 3 maal met x, so 3 maal met x gee vir my 3x. En as ek nou 3x en 2x by mekaar tel, kry ek 'n antwoord van 5x wat vir my die middelterm gee. Dan kan ek my hakies om die x plus 3 en die x plus 2 sit, en dit is dan my 2 hakies wat ek het, wat die produk gaan wat se produk vir my x kwadraat plus 5x plus 6 gaan gee. Kom ons kyk na die ander voorbeeldjie wat ons gehad het. Ons het gekyk na
x kwadraat minus 7x plus 10. Die eerste vraagie wat ons vir ons vra, is daar 'n gemeene faktor? Die antwoord op dit is nee. Die volgende vraagie wat ons vir ons vra, is daar 3 terme? Hy het 3 terme en hy is in standaard vorm. Hy lyk soos x kwadraat x en 'n getalletjie. Nou gaan ons vir onsself sê, goed, ons gaan hom nou kan faktoriseer, met ander woorde, ons gaan ons 2 hakkies sit. As ons nou weer mooi kyk na hierdie, gaan ons sien, wat beteken die plus? Daai plus beteken vir my, daai plusie beteken, die tekens in die hakkies moet dieselfde wees. Wat moet die tekens in die hakies wees? Die tekens in die hakies moet die teken wees wat voor die middelterm staan. Met ander woorde, minus is in die hakies. Want die teken in die hakkie is die teken wat voor die middelterm staan. Nou is die vraag wat ek vir my moet vra, die faktore van 10 wat se som en onthou die som gaan alles oor hierdie plusteken. Daai plusteken sê vir my, dit beteken som. Die faktore van 10 wat se som vir my 7 gee. Goed. So ek weet klaar, die faktore van x kwadraat is x en x. Volgens die sommetjie wat ons het, is daar 'n plus voor die 10. Dit beteken die tekens in die hakkies moet dieselfde wees. Wat gaan die tekens in die hakkies wees? Die tekens gaan albei minusse wees. Dit gaan oor die faktore van 10 wat se som vir my 7 gee. Nou wat is 10 se faktore? 10 se faktore is 10 en 1 en 5 en 2. Nou as ek kyk, 10 plus 1 gee vir my 11. Met ander woorde, dit kan glad nie hierdie 2 wees nie. Maar as ek nou kyk na die faktore van 5 en 2, dan kry ek dat 5 plus 2 gee vir my 7. Met ander woorde, ek gaan 'n 5 en 'n 2 in die hakkie hê. As jy hom op die onder mekaar metode wil skryf, dan kan ons sê die faktore van x kwadraat is x maal x. Die faktore van 10 wat se som vir my 7 gaan gee, want onthou ek het nou 'n minus en 'n minus maal 'n minus gee mos vir my 'n plus. So hierdie minus maal met daai minus gaan vir my 'n plus gee. Ek het met ander woorde minus 5 en minus 2. As ek nou weer gaan kyk, onthou, wanneer jy gefaktoriseer het, kan jy altyd gou weer toets. Want x maal met x gee vir my x kwadraat. Nou gaan ek mos nou sien, as ek x maal met minus 2, dan kry ek minus 2x. En as ek nou die volgende enetjie gaan sê, minus 5 maal met x, dan gaan ek kry minus 5x. En minus 5x minus 2x gee vir my minus 7x. Dit is waar ons middelterm vandaan kom. Dan kan ek my hakkies om x minus 5 en x minus 2 sit. En jy kan jou antwoord dan toets deur gou weer te vermenigvuldig. Soos ons nou gesê het, as jy het x maal met x, gee vir my x kwadraat. As ek het x maal met minus 2, het ek minus 2x. Min 5 maal met x gee vir my min 5x. Minus 2 minus 5 is minus 7. En dan het ek verder min 5 maal met min 2 wat vir my plus 10 gee. So ek kan sien ek het reg gefaktoriseer.
Kom ons kyk na nog 'n voorbeeldjie. As ons hierso het x kwadraat plus 7 minus 8x. Dis die eerste vraagie wat ons vra, is daar 'n gemeene faktor? Nee. Nou kyk ek na hierdie enetjie en ek sien hy het 1, 2, 3 terme. Nou is die vraag, is hy in standaard vorm? Hoe lyk standaard vorm nou weer? Standaard vorm is x kwadraat en dan x, hy's in dalende magte van x. So my antwoord op dit is nee, ek moet hom dus eers herrangskik. Goed, as ek hom herrangskik het, dan het ek nou x kwadraat minus 8x plus 7. Goed, nou gaan ons vir ons die volgende vragies vra. Wat is die teken voor die laaste term? Die teken voor die laaste term is 'n plus. Met ander woorde, dit beteken die tekens in die hakies is dieselfde. Wat gaan die tekens in die hakies wees? Hierdie is die tekens in die hakies. Met ander woorde, ek kan so lank my 2 hakies skryf. X kwadraat se faktore is x en x. Die plus beteken die tekens in die hakies is dieselfde, al twee die tekens moet minus wees. Dan gaan dit oor die faktore van 7 wat se som oor die plus teken is dit die som wat se som vir my 8 gee. Sewe het net 2 faktore en dis 7 en 1 en 7 plus 1 gee wel vir my 8, met ander woorde dis 7 en 1 skryf ek in my hakies. Ons kyk na x kwadraat plus 7x plus 12. Ons sien hy is 'n kwadratiese 3 term. Hy het 1, 2, 3 terme en hy is in standaard vorm want hy is 'n kwadraat en 'n 1 en 'n getal. Ek gaan my 2 hakies neerskryf. Ek sien hier is 'n plus, met ander woorde dit beteken my tekens in die hakies is dieselfde. Wat gaan die tekens in my hakies wees? Die tekens in my hakies is hierdie plus, is die tekens in my hakies. Wat is die faktore van x kwadraat is x en x? Ons het die tekens uitgesorteer, dit beteken daar teken voor die 12, sê vir my die tekens in die hakies is dieselfde en die tekens moet plus wees. Nou gaan dit oor die faktore van 12. Wat se som, want dit gaan oor die plus teken voor die 12. Vir my 7 gee. Goed, wat is die faktore van 12? Die faktore van 12 is 12 en 1, 6 en 2, 3 en 4. 12 plus 1 gee vir my 13, 1 plus 12 gee vir my 13. 6 plus 2 gee vir my 8, 2 plus 6 gee vir my 8, 3 plus 4 gee vir my 7. Met ander woorde, die terme in my hakies moet wees 3 en 4. Nou gaan ons verder kyk na 'n kwadratiese 3 term met 'n minus voor die derde term.
Onthou, ons het nou nog die heeltyd gewerk met 'n plus voor die derde term. Die vraagie sal sê, faktoriseer volledig. Faktoriseer die volgende volledig of net faktoriseer die volgende, dit is wat die vraag sal sê. As ons kyk na x² plus 5x minus 6, is presies dieselfde beginsels wat nog steeds geld. Ons gaan sien, ons het 'n 1, 2, 3 term, en ons kyk mos nou na die 2 en die 1 en net die getalletjie. So die vraagie wat ons vir ons vra, is daar 'n gemeene faktor? Mos altyd is dit die eerste ding wat ons vra. Is daar 'n gemeene faktor? Want dit is altyd die eerste ding wat ons moet uithaal as daar wel een is. Ons antwoord op hierdie vraag is nee. So ons hoef nou nie te bekommer om 'n gemeene faktor uit te haal nie. Die tweede ding waarna ons kyk is die aantal terme. En die aanterme het ons nou al gesien is 3 terme. Die volgende ding waaroor ons wonder is of hy in standaard vorm is. Vraagie wat ons vir ons vra, is hy in standaard vorm? Hoe lyk standaard vorm nou weer? x², x en 'n getalletjie. Of dan nou x² en 'n x-uitjie en 'n y². Dit is die standaard vorm. Die volgende dingetjie wat ons sê, is die faktore van x². Die faktore van x², weet ons is mos nou x maal met x. Dan is die 5de vraag wat ons vra, wat is die teken voor die laaste term en wat gaan dit beteken? As ek kyk na die teken voor die laaste term, dan sien ek nou daar is 'n minus voor die laaste term. Wat beteken hierdie minus voor die laaste term? Dit moet bepaal wat die tekens in die hakkies gaan wees. Dit is die teken voor die laaste term is altyd bepalend van wat die tekens in die hakkies gaan wees. Nou goed, as ons kyk na die minus voor die laaste term, dan beteken daai minus voor die laaste term beteken dat die tekens in die hakkies gaan verskil. Hoe beteken dit as die tekens verskil? Dit beteken in my een hakkie gaan ek 'n plus hê en my ander hakkie gaan ek 'n minus hê. Nou goed, die laaste dingetjie wat ons vir ons gaan vra, gaan ons vir ons, kom ons skryf net eers daar neer. As ek nou het daai, het ek my 2 hakkies. Ek weet die faktore van x is x en x. Daai minus voor die laaste term beteken my tekens in my hakkies gaan verskil. Met ander woorde, ek weet een hakkie gaan 'n plus wees, een hakkie gaan 'n minus wees. Die vraagie wat ons nou vra is watter faktore van 6 se verskil. Want onthou, dit gaan oor die teken wat voor die minus 6 staan. So dit gaan oor die verskil, want daar staan 'n minus voor die 6. Watter faktore van 6 se verskil is gelyk aan, gaan vir my plus 5 gee. Want onthou, die teken wat nou voor die 5 staan is 'n plus 5. So as ek nou kyk na 6 se faktore, dan gaan ek sien 6 se faktore is 6 en 1 en 2 en 3. Onthou, dit gaan nou oor die faktore wat se verskil vir my 5 moet gee.
So, as ek hulle van mekaar aftrek, dan moet ek 5 kry. Met ander woorde, 6 minus 1 gaan vir my 5 gee. 2 minus 3 gee vir my minus 1. Met ander woorde, dit kan nie dit wees nie. En net so gaan 3 minus 2 gaan vir my 1 gee. Met ander woorde, 2 en 3 is glad nie die faktore wat ek gaan gebruik nie. Die faktore wat ek nou sien, is die 6 plus 6 en minus 1. Onthou dat ons altyd ons antwoord gou weer kan toets, deur te kyk deur weer uit te vermenigvuldig, ons vereenvoudig eienskappe toe te pas. As ons kyk na die faktore van x, dan weet ons die faktore van x is x en x. As ons kyk na die faktore van 6, weet ons die faktore van 6 is nou 6 en 1. Maar ek wil plus 5 hê, met ander woorde, die verskil moet vir my 5 gee. As ek sien 6 minus 1 gee vir my plus 5. Hoe dit mos in die hakies werk, is as ons hulle met mekaar vermenigvuldig, dan gaan ons sê x maal met x gee vir my x kwadraat. 6 maal met minus 1 gee vir my minus 6. As ek nou kyk na x maal met minus 1, dan kry ek minus x. En as ek kyk na 6 maal met x, dan het ek 6x. En 6x minus x gee vir my 5x, wat my middelterm is. Want onthou, as ons nou weer gaan vermenigvuldig, gaan ons sê x maal met x, is mos nou x kwadraat. Verder het ons nou x maal met minus 1 wat vir my minus x gee. Volgende enetjie wat ek het is 6 maal met x wat vir my die plus 6x gee, en dan laaste het ek my 6 maal met my minus 1 wat vir my minus 6 gee. As ek nou my gelyksoortige terme bymekaar tel, sien ek het minus x plus 6x, en dit gee vir my, ekskuus, daai moet 'n kwadraat wees, x kwadraat plus 5x minus 6, en ek sien dus my faktore wat ek ontbind het, is heeltemal reg. Kom ons kyk na nog 'n tweede voorbeeldjie. As ek het x kwadraat minus 5x minus 6, vra ek vir myself, is daar 'n gemeene faktor? En my antwoord is nee. Het ek 'n kwadratiese 3-term? Ja, ek het 1, 2, 3 terme, en ek kan ook sien dat ek 'n 2 en 'n 1 en 'n nie 'n getalletjie het nie, so hy is klaar in standaard vorm. Ek gaan dus my 2 hakies kan ontbind. Dan gaan ek nou kyk na hierdie minus 6. Daai minus 6 sê vir my tekens in my hakies moet verskil. Met ander woorde, my tekens in my hakies gaan verskil. So, ek weet wat is die faktore van x kwadraat, is x en x. Die tekens in die hakies moet 'n plus en 'n minus wees, want die minus voor die 6 sê vir my die tekens in die hakies gaan verskil. Nou vra ek vir my die faktore van 6, wat se verskil, en onthou die verskil gaan oor daai minusteken voor die 6. Daai verskil gaan oor die minusteken voor die 6. Dit is hoekom ons nou praat van die verskil. Die verskil wat vir my nou minus 5 gee. Want onthou hierdie minus gaan nou saam met die 5. So as ek nou kyk na 6 se faktore,
dan kan ek mos nou sien 6 se faktore is 6 en 1 en 2 en 3. Maar as ons kyk na 2 minus 3, kan kry ons minus 1 en 3 minus 2 gee vir my 1, so dis definitief nie hulle nie. Ek moet minus 5 kry. As ek het 6 minus 1, kry ek 'n antwoord van 5. So dit kan nie 6 minus 1 wees nie. Maar as ek het 1 minus 6, dan kry ek of minus 6 plus 1 gee vir my 'n antwoord van minus 5. Dit beteken in my hakkie moet die 1 by die plus kom en die 6 by die minus kom. Dit is dan my finale antwoord as ek hulle twee, daai x² minus 5x minus 6 faktoriseer. Die volgende voorbeeldjie wat ons doen, het ons y² minus 8y minus 20. Is daar 'n gemeene faktor? Nee, daar is nie 'n gemeene faktor nie. Het ek 'n kwadratiese 3-term? Ja, hy is 1, 2, 3 terme en as ek kyk, is hy klaar in standaard vorm, met ander woorde, ek hoef hom nie te rangskik nie. As ek nou gaan kyk na my faktore, kan ek so lank my 2 hakies neerskryf en ek gaan hier vir my die vraagie vra. Daai minus voor die laaste term beteken my tekens in die hakies moet verskil. Okay. As ek nou die volgende vraagie wat ek vir my vra, is die faktore van 20 wat se verskil, want dit gaan oor die minus. Dit gaan oor daai minus wat voor die 20 staan. So die faktore van 20 wat se verskil vir my minus 8 gee. Want voor hierdie 8 is daar 'n minus, wat vir my minus 8 gee. So kom ons kyk na 20 se faktore. As ons kyk na 20 se faktore, is dit 20 en 1 en 2 en 10. 20 minus 1 gee tog nou vir my 19 en 1 minus 20 gee vir my minus 19, so dis definitief nie hy nie. Kom ons kyk na die volgende enetjie. As ek het 2 minus 10, dan kry ek 2 minus 10 is minus 8. En ek sien dit is die faktore wat ek saam in die hakkie moet sit. Met ander woorde, ek het nou 'n y en 'n y. Ek gaan hê tekens in die hakkies verskil, so dis 'n plus en 'n minus. Saam met die plus moet die 2 gaan en saam met die minus moet die 10 gaan. En dit is dus my finale antwoord. Onthou dat jy altyd gou weer jou antwoord toets om seker te maak dat jy reg gewerk het. As jy jou antwoord toets, gaan jy sien y maal met y gee vir my y². Dan het ek y maal met minus 10 gee vir my minus 10y. En verder het ek plus 2 maal met y wat vir my plus 2y gee. En verder het ek 2 maal met minus 10 wat vir my minus 20 gee. En as ek hulle dan bymekaar tel, dan sien ek dit is y² minus 8y minus 20, wat presies dit is wat ek gehad het. Met ander woorde, ek weet my faktore is reg. Volgende voorbeeldjie waarna ons kyk is b² plus b minus 12. Eerste vraagie wat ek vra, is daar 'n gemeene faktor? Nee, daar is nie 'n gemeene faktor nie, so ek hoef nie oor hom te bekommer nie. Ek hoef nie 'n gemeene faktor uit te haal nie. Goed, die volgende enetjie wat ek sien, is ek het 'n kwadratiese 3-term, want dit is 1, 2, 3 terme, en verder sien ek het 'n 2 en 'n 1 en 'n getalletjie. So, as ek na hom gaan kyk, kan ek sien, ek kan my 2 hakies neerskryf. Hierdie minus beteken die tekens in die hakies gaan verskil.
Met ander woorde, ek kan so lank skryf, die faktore van b² is b en b, die tekens in die hakkies verskil, so een hakkie moet 'n plus wees, een hakkie moet 'n minus wees. Dan vra ek vir my die faktore van 12, wat se verskil, want onthou dit gaan oor die minus voor die 12, so wat se verskil vir my een gee, en dis 'n plus 1, want onthou hier voor hierdie b staan daar 'n spook 1. Met ander woorde, kom ons kyk wat is 12 se faktore. 12 se faktore is 12 en 1, 6 en 2, 4 en 3. 12 en 1 gaan duidelik nie vir my by 1 uitbring nie, net so 6 en 2 nie. Kom ons kyk na 4 en 3, met ander woorde 4 minus 3 gaan vir my plus 1 gee, so ek kan my faktore in my hakkie sit as plus 4 en minus 3. Jy sal ook altyd oplet, dat wanneer daar 'n plus voor die middelterm is jou grootste faktor altyd in die plus hakkie. As daar 'n minus voor die middelterm is jou grootste faktor altyd voor die minus. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. As ons het a² plus 4ab minus 21b². Nou, as ons kyk na hierdie voorbeeld, gaan ons ook nou sê, is daar 'n gemeene faktor? Nee, daar is nie 'n gemeene faktor nie. Het ons 'n kwadratiese 3-term? Dan sien ek ja, ek het 1, 2, 3 terme. Verder sien ek het 'n a² en 'n a tot die mag 1. Die volgende dingetjie wat ek sien, ek het 'n b tot die mag 1 en 'n b². Goed, so, as ons hom moet gaan faktoriseer, gaan ons sê, ons het ons 2 hakkies. Die minus voor die derde term beteken, die tekens in die hakkies gaan verskil. Met ander woorde, ek weet nou die faktore van a is a en die faktore van b is b en b, want in my laaste termpie is daar 'n b². So ek moet hom daar insit. Want onthou nou, as ek nou my middelterm gaan uitwerk, gaan ek hê a maal met b wat ab is, en hier het ek ook 'n a maal met b wat 'n ab is, wat my middelterm vir my gaan gee. Die vraag is nou, wat is die faktore van 21 wat se verskil vir my plus 4 gee? Nou kom ons kyk gou, wat is 21 se faktore? 21 se faktore is 21 en 1 en 7 en 3. 21 en 1 gaan vir my definitief nie by 4 uitbring nie, want 21 minus 1 is 20, en 1 minus 21 is minus 20, maar kom ons kyk na 7 en 3. As ek sê 7 minus 3, dan kry ek 'n antwoord van plus 4. Met ander woorde, ek weet my een hakkie moet 'n plus wees, my een hakkie moet 'n minus wees. Die plus, daai moet die plus 7 wees, met ander woorde, my 7tjie kom by die plus b, en die minus 3 moet by die minus kom, met ander woorde, ek het minus 3b. As ons nou toets, gaan ons mos nou mooi kan sien, dat ons het a maal met a, gee vir my a². A maal met minus 3b is minus 3ab. 7b maal met a gee vir my plus 7ab,
En die volgende enetjie wat ek het is 7b maal met minus 3b plus maal 'n min is 'n min. En dit gee vir my minus 21b kwadraat. So as ek hom nou moet vereenvoudig, dan kan ek sien dit is a kwadraat minus 3ab plus 7ab is plus 4ab minus 21b kwadraat. En ek kan so weet dat ek reg gefaktoriseer het. Volgende voorbeeldjie. As ons het x kwadraat minus 9x minus 10. Die vraag is daar 'n gemeene faktor? My antwoord daar is nee. Ek het wel 'n kwadratiese 3 term, want ek sien my 1, 2, 3, en ek sien ek het 'n 2 en 'n 1 en net 'n getalletjie. So, ek kan weet, ek gaan my 2 hakkies hê. Die teken voor die 10 is 'n minus, met ander woorde, dit beteken my tekens in my hakkies verskil. So ek weet, ek kan so lank dit neerskryf, die faktore van x kwadraat is x en x. Die tekens in die hakkies moet verskil, so dit is 'n plus en 'n minus in die hakkies. Ons vra nou weer vir ons, wat is die faktore van 10 wat se verskil vir my minus 9 gaan gee? Wat is 10 se faktore? 10 se faktore is 10 en 1 en 5 en 2. So as ons nou mooi kyk, kan jy sien 5 en 2 gaan nie vir my by 9 uitbring nie, want 5 minus 2 is 3 en 2 minus 5 is minus 3. As ons nou kyk na 10 en 1, dan kan ek sê 10 minus 1 gee vir my 9, so dit kan nie dit wees nie. Met ander woorde, dit moet wees minus 10 plus 1, want minus 10 plus 1 gee vir my minus 9. Soos julle kan sien, omdat daar 'n minus voor die middelterm is, moet die grootste faktor saam met die minus gaan. Met ander woorde, my faktore daar is x plus 1, x minus 10. Die laaste voorbeeldjie wat ons doen is soos 2x kwadraat plus 6x minus 20. As ons kyk na 2x kwadraat plus 6x minus 20, is die eerste dingetjie wat ons mos nou altyd vir ons vra. Die eerste ding is altyd of daar 'n grootste gemeene faktor is. In hierdie geval kan ons sien daar is 'n grootste gemeene faktor en my antwoord is ja. So wat moet ons doen as ons antwoord ja is? Ons moet eers ons grootste gemeene faktor gaan uithaal. As ons grootste gemeene faktor uithaal, kan ek sien ek het my grootste gemeene faktor is 2. As ek hom nou uithaal, het ek 'n x kwadraat plus 3x minus 10 wat oorbly. As ek nou kyk na my hakie wat ek nou het, kan ek sien ek het 'n 1, 2, 3 term, en hierdie 3 term is in sy standaard vorm, want hy is x kwadraat plus 3x minus 10. Dit beteken ek moet hom nou verder faktoriseer. As ek kyk na hierdie hakie, kan ek sien dit is my kwadratiese 3 term. So ons moet ons reëls vir dit gaan toepas. As ons nou kyk na ons reëls, dan sien ons mos die eerste ding hier is 'n minus voor die 10, so dit beteken my tekens in my hakkies gaan verskil. Ek kan met ander woorde my 2 hakkies gaan neerskryf, en ek weet my een hakkie is 'n plus en my ander hakkie is 'n minus. Die faktore van x kwadraat is x en x. Nou gaan dit mos oor die faktore van 10.
wat se verskil, want daar's 'n minus voor die laaste term, so dit gaan oor die verskil, wat se verskil vir my plus 3 gee. Want as ons mooi kyk, sien ons mos nou hier staan 'n plus voor die 3. Wat is 10 se faktore? 10 se faktore is 10 en 1, 5 en 2. As ons kyk na 10 minus 1, kry ons 9 en 1 minus 10 is minus 9, so dis definitief nie dit nie. As ons nou kyk na 5 en 2, dan gaan ek sien 5 minus 2 gee vir my 3. Ek wil 'n plus 3 hê, met ander woorde dit moet wees 5 minus 2, met ander woorde die 5 kom by die plus en die 2 kom by die minus. En dit is die faktore van 2x² plus 6x minus 20. Jy kan hierdie lesie nou inoefen deur jou huiswerk te voltooi. Onthou, dit is belangrike werk hierdie, so maak seker dat jy dit mooi verstaan. Geniet dit.